Dis 'n goeie naam vir elkeen wat ingeskakel is by hierdie uitsending in hierdie aand. Mag jy 'n seën uit die hand van die Here ontvang. Mag die woord van vanaand jou oplig en optel. Here, U plaas ons voete vanaand op 'n ewige rots, want U is die rots. U is ons hoop. En ons hou vas aan Jesus Christus. Net voor, ek wil net graag hierdie gedeelte lees en dan kan ons net saam bid. Jakobus 1:12 kom en sê vir ons: salig is die man wat versoeking verdra, want hy wat die toets deurstaan het, sal die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Dan besef ons, hier so baie gelooftoetse hier op aarde wat ek en jy moet slaag. Kan ons nie in hierdie aand gedistrek word nie. Ek bedoel, daar is so baie dinge wat ons kan aftrek, maar ek wil jou weer aanmoedig in hierdie aand om weer jou oog gefestig te hou op die leidsman, die volëinder van ons geloof, en dat ons werklik 'n pad van volharding saam met die Here sal stap. Kom ons sluit net die oë. Here, ek wil U loof, ek wil U prys vir 'n aand soos hierdie. Here, ons kan te midde van storms ons hande ophef en U naam groot maak. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te kan open in die naam oor elke naam. Here, ons kan die troon van genade nader en barmhartigheid en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Here, U is ons anker, U is ons hoop, en ek wil werklik bid, Here, dat U die woord mense gaan oplig en optel. Here, om weer eens te besef, jou oog gefestig op die leidsman, die volëinder van ons geloof. Ek wil bid, Here, dat siekte, dat omstandighede nie jou oog dat jy sal begin fokus op die Here, dat jy sal besef, hy hou ons vas, hy vat ons van oorwinning na oorwinning in Jesus naam. Amen. Soos ek gesê, ons word blootgestel aan versoekings hier op aarde, baie toetse op ons kant, maar die woord beloof vir ons dat jy eendag die kroon van die lewe gaan ontvang, vir elkeen wat gaan oorwin. Paulus self skryf hierdie wonderlike woord in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8, waar hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter vir my in die dag sal gee. Weereens, nog 'n gedeelte wat die Here sê, te midde van toetse, as ons op pad van volharding stap. Dit is nie 'n maklike pad hier op aarde nie, maar Paulus kom en hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. My gebed vir jou in hierdie aand is dat jy jou geloof sal behou, en dat ons sal vashou aan die Here en ons toetse sal slaag. En dis verseker waaroor ek vanaand met jou praat. Volharding, 'n pad van volharding saam met die Here. En een ding wat ek ook geleer het in te midde van omstandighede, ja, die vyand slaan toe, hy steel by ons, maar ek het ook geleer dat daar 'n tyd in jou lewe kom wat die Here omstandighede vat en hy begin dit swaai, hy begin dit draai, hy begin dit verander. Ek wil vir jou sê, jy kan nie altyd negatiewe omstandighede, jy kan nie altyd winter en woestyntyd in jou lewe hê nie. Daar gaan 'n tyd kom, want hy heers, hy regeer in ons lewens, wat hy jou omstandighede gaan swaai, wat hy jou gaan, weer jou gaan help, wat hy ons weer gaan genees. Ja, die vyand steel by ons, maar ek eis vanaand dubbelvoudig terug in die naam van Jesus. En ek hou vas aan die Here, en ek stap 'n pad van volharding in hierdie aand. Want die woord kom en sê vir ons in Matteus 24:13, wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Soos ek gesê het, volharding is deel van 'n Christelike leefwyse, en dit kweek oorwinnaars. Een ding wat 'n pad van volharding my geleer het, is ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek het ook geleer te midde van omstandighede, vat hy jou van oorwinning na oorwinning, en ek wil oorwinning vanaand in mense se situasies inspreek, en ek wil werklik jou aanmoedig, man, haal jou oor van siekte
En hy gebruik baie goed hier op aarde om ons mee besig te hou. Ek meen die mense is so besig met 'n verdeeldheid oor hierdie COVID en ons opinies en menings oor dit wat plaasvind hier op aarde, dat ons soms fokus verloor. En ek wil jou net weer terugbring vanaand om net hierdie te besef. Kry jou fokus weer vanaand op die leidsman, die volëinder van jou geloof. Begin hom weer soek in gebed. Begin hom weer soek in die woord. Die Here sê, soek my. En ek weet, hy is 'n beloner vir die wat na hom soek. God beloon ons, hy wil ons seën. As ek moet dink aan mense wat werklik volhard het, dan dink ek aan Job. Hoe's hy aanslag beleef, sy kinders. Op 'n stadium, 10 van sy kinders sterf, sy rykdom. En ons weet hy was 'n godvreesende man, ons weet hy die Here gedien, sy gesondheid wat hy verloor het, sodat hy by Ashoop sit en sy swerige met 'n potskerf gekrap het. En dan besef ons, Job het aanslag beleef. En ja, te midde van al hierdie goed, het hy getrou gebly, het aan die Here vasgehou. Ewen sy vrou het gekom en sy het hom aangeval en gesê, hoekom volhard jy nog te midde van hierdie omstandighede? Sy het in Job 2 vers 9 gesê, vervloek God en sterf. Maar Job was getrou aan die Here. Hy het vasgehou aan die Here. En ja, ons weet wat op die einde met die Job gebeur het, te midde van aanslag, te midde van teenkanting, weet ons dat die Here hom op die einde dubbelmaat geseën het. Die Here het sy goed vermeerder tot dubbel as voorheen. Dis wat die woord sê in Job 42 vers 10. Ek wil vir jou sê, tot Job se vriende was teen hom, want hulle het hom oorsaak gesoek en onbeskuldig dat hy moontlik sonde gedoen toe, dat dis hoekom die Here hierdie dinge toegelaat het op die aarde, oor sy lewe. Maar ek wil vir jou sê, die Here toets ons soms. Hy toets ons of ons sal 'n pad van volharding sal staan. Hy het 'n Job getoets. Hy toets ons harte of ons werklik die Here lief het. Of ons hom werklik met volharding gaan dien, maak nie saak wat ons kant toe kom nie. En hier is 'n Job ook getoets. En ek wil jou werklik aanmoedig. Kom ons slaag ons geloofstoets, want Jakobus skryf, hy sê, ek verheug my in allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof baie kosbaarder is as goud, wat vergaan deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dit sê maar net vir my, ons gaan beproewinge deurgaan, en ja, sodat die beproefdheid van jou geloof, wat baie kosbaarder is as goud, vergaan, maar deur vuur gelouter word. Ek wil vir jou sê, as ons getoets word, dat ons soos goud tevoorskyn sal kom. Dat ons met volharding die Here sal dien. Want dis wat die woord sê. As ek moet dink aan nog wat 'n persoon wat volhard het te midde van omstandighede, dan dink ek aan Job, nie maklike 120 jaar waar die Here vir hom sê, bou 'n ark en begin die woorde verkondig. Mense het vir hom gespot, mense het hom verneder, maar Job het vasgestaan op God se woord. Hy het God se woord geglo, hy het die Here vertrou, hy was absoluut gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees. Is dit nie maar wat vandag ook hier gebeur op aarde nie? Hoeveel woord hoor ons nie van hierdie kansel af nie? Hoeveel keer vermaan en waarsku die Here die mense nie? Hoeveel kanse, geleenthede wil die Here mense nog gee? Maar nog steeds is daar mense wat hulle harte verhard. En ek wil vir jou sê, 120 jaar verkondig hy God se woord. En ja, in 'n oomblik besluit die Here, genoeg is genoeg, en die groot oordeel kom hier op aarde. En die Here sê, net soos wat dit in Noag se dae gaan wees, so gaan dit wees. En hier gaan 'n ewige oordeel hier op aarde wees, want ek bedoel, die wêreld is besig om na 'n punt te gaan. Die anti-kris moet opstaan. God haat sonde. En ja, ons weet, die Here is ons is bestem vir 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Ons dien 'n God van geregtigheid. En daarom moet ons ons lewe regkry, onberispelik, vlekkeloos. Dis wat God se woord sê. Volharding sê, Romeine 8:31, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Verseker, God is vir sy kinders, hy is vir ons, en hy gaan ons deurvat, hy gaan ons deurdra. Ek wil jou aanmoedig in hierdie aand, kom ons slaag ons toets en stap 'n pad van volharding,
saam met die Here, want 1 Johannes 5:4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof, om God te glo en te vertrou te midde van omstandighede. 1 Korintiërs 57 sê, ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur Here Jesus Christus. Hy vat jou van oorwinning na oorwinning. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. En daarom wil ek jou aanmoedig in hierdie aand, moenie dat die vyand jou distrek nie. Moenie dat hy jou oop plaas op omstandighede, op siekte, op situasies nie. Die mense is besig met 'n gees van verdeeldheid op hierdie aarde. Ek wil jou aanmoedig in hierdie aand, fokus weer jou oog gefestig op die leidsman, die volleinde van jou geloof en sê, Here, U vat ons van oorwinning na oorwinning. En is daar nog iemand wat ek nou wil verwys in hierdie aand, as dit Nehemia, wat werklik met volharding die mure van Jerusalem herbou het. Hy is verseker ook bespot, hy is gelaster, hy is gedreig om dood te maak, om doodgemaak te word. Maar te midde van al hierdie situasie en al hierdie omstandighede, was hy gehoorsaam aan die stem van die Here en hy het die mure van Jerusalem het hy herbou, het hy herstel. Die muur is deur volharding tot eer van God gebou en hy ook, te midde van aanslag, te midde van omstandighede, het hy 'n pad van volharding gestap. En dan wil ek verwys na Paulus, sy hele lewe. As ek kyk wat vir my uitstaan, was 'n volharding. Nadat hy 3 keer deur die Romeine gegeesel is. Hy het soveel skipbreuk gelei. Nadat hy deur sy beste vriende verraai is. Nadat hy in kettinge geboei is en voor godsdienstleiers gebring is. Nadat hy van die een tronk na die ander tronk aangehou is. En dan kom Paulus en dan skryf hy in 2 Korintiërs 4:8-9, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleer, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Hoekom? Want God is in beheer en die laaste seker sê oor ons lewens. En ek wil jou aanmoedig, moet jou oë op vervolging, op teenstand, op weerstand hou in hierdie aand nie. Maar fokus jou oë op die leidsman, die volleinde van ons geloof. Paulus, soveel weerstand, soveel vervolging in sy lewe. En hoe kan hy te midde van situasies en omstandighede sê, die aand voor hy onthoof is, 2 Timoteus 4:7-8, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Daar is vir ons 'n kroon van geregtigheid. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Paulus, te midde van vervolging, te midde van weerstand, was hy meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, jou oorwinning is in Jesus Christus te verkry. Kom ons wees hierdie oorwinnaars. Job, Noag, Nehemia, Paulus, slaag hulle gelooftoets. Hulle is meer as 'n oorwinnaar. Ek en jy leef nie in 'n volmaakte wêreld nie. Ons is nie gevrywaar van aanslag, van negatiewe goed nie. Ek wil jou aanmoedig, kom ons hou vas aan Gods beloftes en sy waarhede. Volharding sê in geloof, as jy maar geloof het, soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie berg sê, gaan staan aan die ander kant, hef jou op en werp jou in die see. As jy met jou hart glo, met jou mond bely, verseker is dit wat ons gaan kry. Kom ons spreek lewe, kom ons spreek oorwinning, kom ons vertrou, kom ons glo die Here, te midde van omstandighede, te midde van negatiewe goed. Ek wil vir jou sê, ons dien 'n God van die onmoontlike. Hebreërs 4:16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid en genade te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ek wil vir jou sê, God kyk na sy kinders. Hy wil sy kinders seën. Ek roep guns, ek roep lewe, ek roep oorwinning vanaand oor jou lewe. Kom ons raak weer gefokus in hierdie aand op Jesus Christus. Want hoeveel beloftes daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen in Jesus Christus. 2 Korintiërs 1:20. Jesaja 43:1 is vir my 'n wonderlike belofte. God sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne.
As jy deur water gaan, ek is by jou. As jy deur riviere gaan, dit sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie. En die vlam gaan jou nie brand nie. My broer en suster, kom ons hou vas vanaand aan Jesaja 43 vers 1. Ons behoort aan 'n lewendige God. Hy sê, as jy deur water gaan, dit gaan jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, dit gaan jou nie skroei nie. Vlam gaan jou nie brand nie. Ek staan op die Here se woord, sy belofte, te midde van omstandighede, gaan ons deurvat. Ek fokus weer vanaand opnuut op die leidsman, die volëinde van ons geloof. Hebreërs 10:23 sê vir ons, laat ons dan die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof is getrou. God is getrou en daarom wil hy hê ons moet in hierdie aand getrou wees. Daar is krag in die naam van Jesus. Johannes 14:13 sê, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Elke wonderwerk, sodat hy verheerlik kan word. Ek wil vir jou sê, kom ons roep hom in hierdie aand aan, die naam oor elke naam, en kom ons glo, kom ons vertrou die Here vir die onmoontlikheid, dat hy ons omstandighede gaan swaai, gaan draai, waar geen siekte is. Ek bestraf vanaand die werk van die vyand, en ek spreek genesing, ek roep lewe vanaand in jou situasie in. Salig is die man wat versoekings bedra, want as hy die toets deurstaan, die woord sê, gaan ons die kroon van die lewe ontvang, vir elkeen wat die Here liefhet, vir dit wat hy beloof dit vir ons in sy woord. Ek sluit af met hierdie wonderlike belofte, Openbaring 3:5, die woord sê, wie oorwin sal beklee word met wit klere. Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en sy engele. Die woord sê vir ons, ons gaan beklee met wit, ons gaan beklee word met wit klere. Kom ons stap pad saam met oorwinning. Ons oorwinning is saam met die Here. En dan Openbaring 3:21, aan hom wat oorwin, sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, dis wat die woord sê, soos wat ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit. Ons gaan mede-erfgename wees, en daarom wil ek jou aanmoedig in hierdie aand, te midde van situasies, te midde van weerstand, te midde van vervolging, kry jou oog weer in hierdie aand gevestig op die leidsman, die volëinder van jou geloof. Kom ons stap 'n pad van volharding, kom ons slaag ons geloof toetsen. Ons is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Kan ons saam bid? Here, dankie vir 'n wonderlike aand. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, waar die woord weer uitgaan vanaand oor mense. Here, ek roep Jesus oor 'n verlore gaande wêreld af. Here, ek weet, op oomblikke kan die omstandighede draai, kan dit swaai, woestyntye kan opklaar. Dis die God wat ons dien. Ons is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek bid vir jou vanaand, om weer te besef, ons oë gefestig op die leidsman, die volëinde van ons geloof. Kom ons slaag ons geloof toets, kom ons hou vas aan die Here. Kom ons stap 'n pad van volharding. Here, dankie dat ons die goeie stryd hier op aarde kan stry, dat ons die wedloop sal voltooi, ons in die geloof hou. God beloof vir jou 'n kroon van die lewe, 'n kroon van geregtigheid. Dankie vir die woord wat sê dat ons eendag saam met U gaan heers en regeer. Dankie dat ons saam met U op U troon gaan sit, soos wat U saam met U Vader op die troon gaan sit. Here, dis wat U woord sê. Ek hou vas aan U woord, aan U beloftes. En ek sê dankie vir 'n aand soos hierdie. Ek wil U loof, ek wil U prys en aanbid. Dankie vir oorwinning in Jesus naam. Amen.